1 Korintiërs 13, ons gaan vers 1 en 2 lees, en ek gaan dit uit nog 'n vertaling dan vir u ook lees, maar kom ons bid eers saam. Vader, Seun, Heilige Gees, ons drie-enige God, wie se naam liefde is. Ons het u baie lief, Here. Dankie, o Heilige Gees, dat ons soos ons nou kon getuig in hierdie lied, kan weet u woon en werk en bly permanent in ons, omdat u ons eerste lief gehad het. Dankie, Here, dat ons kan lees, u het deur u Heilige Gees u liefde in ons harte uitgestort, en dat ons van u Heilige Gees deurdrenk is. En dat dit nie gaan oor hoe ons voel of hoe ons optree wanneer ons hier by mekaar is nie, maar dat u in ons 'n adres gevind het en by ons kom woning maak het en ons nooit alleen los nie. Elke tree, elke sekonde by ons is. Laat u vrede en u liefde deur ons vloei. Amen. 1 Korintiërs 13 vers 1 en 2 uit ons nuwe vertaling van 1983, wat nou intussen nog 'n nuwe weergawe gekry het. Ek sal net nou sê hoe hoofstuk 12 en 13 by mekaar pas. Want julle onthou mos die briewe en die boeke van die Bybel was nie in sulke mooi netjies 'n bladsy en hoofstukke geskryf nie, dit was lang aan mekaar stukke. Partykeer was 'n hele brief net op een bladsy. Paulus skryf, nou wys ek julle wat nog die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe van profesie, en ken ek al die geheimenisse, en besit ek al die kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Ek wil dit graag vir julle ook lees uit die Nuwe Testament vertaling van Stefan Joubert. Baie mooi vertaal, ook getrou aan die Griekse teks. Paulus skryf dit so daarso, hy sê nou, ek kan al die tale praat wat mense en engele met mekaar praat, maar ek het nie ander mense onvoorwaardelik lief nie. Dan is ek niks anders nie as 'n geraasmakende klok of 'n weergalmende simbaal. Sê nou, ek kan God se wil haarfyn bekend maak, en ek ken al sy diepste geheimenisse, en ek besit alle kennis wat daar is oor hom, en ek het sulke groot geloof dat ek berge kan rondskuif, maar ek het nie ander mense onvoorwaardelik lief nie, dan is my geloof heeltemal waardeloos. Ek gaan nie die hele gedeelte weer lees nie, hier is die verse, maar jy het dit nou gehoor. Paulus sê net, die allerbeste is hierdie onvoorwaardelike liefde, al kan ek al hierdie geestesgawes beoefen, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Vir die volgende paar weke, en dit sluit aan by ons Pinkster wat nou nader kom oor die werk van die Heilige Gees in elkeen van ons, elkeen van God se kinders. Vir die volgende paar weke gaan ons kyk, ek het maar net gevoel, die Here lei my om dit te doen, want ek het nog nooit, sover ek kan onthou, 'n reeks gehad, kort of lang reeks, oor 1 Korintiërs 13 spesifiek nie. En ek wil graag hê, ons moet saam bietjie in diepte kyk na hoe verduidelik Paulus hierdie liefde, hierdie belangrikste van al die gawes vir ons. Nou, dit is nie 'n vaste, absolute norm nie, maar baie keer wanneer 'n mens 'n studie doen van 'n boek uit 'n ouer antieke taal soos Grieks of Hebreëus, dan kyk 'n mens maar partykeer watter woorde word baie gebruik. Ek praat nou nie van hulpwerkwoorde soos is en het en sal nie, maar werkwoorde en selfstandige naamwoorde wat baie gebruik word, en selfs in ons Afrikaanse Bybel, dan kan 'n mens amper mos agterkom, hierdie is 'n belangrike konsep, hierdie is 'n belangrike opdrag, dis 'n belangrike aspek van Christelike lewe, en as 'n woord baie gebruik word, dan weet ons hierdie kan 'n deurlopende tema wees. Maar daar is ouens wat nou baie tyd het en baie slim is en wat baie intense studies hieroor gedoen het al,
En nou, ek begin sommer met een wat belangrik is, maar wat nie so vreeslik baie gebruik word nie, alhoewel die konsep baie voorkom, en dit is die Griekse woord elpis, wat hoop beteken, maar 'n vaste verwagting, nie net 'n vaal hoop nie, en hy word meer as 80 keer gebruik. Nou die rede hoekom ek hom hier ingesluit het, is omdat Paulus in 1 Korintiërs 13 vers 13 sê, as hy nou oor al die gawes geskryf het in hoofstuk 12 en oor die liefde in hoofstuk 13, dan sê hy, nou is daar 3 belangrike aspekte wat oorbly of wat uitstaan, en dis geloof, hoop en liefde. En daarom kyk ons na hoop ook. Hoop is meer as 80 keer in die Griekse teks. Ag, laat ek nou net vinnig, skus, ek wou nog veel net oor hoop sê. Ook in Hebreërs 6 vers 18 tot en 19 lees ons oor hierdie hoop. Die skrywer sê daar's 2 onveranderlike dinge wat nie kan verander nie, is die belofte van God en die eed wat hy geneem het. Daardeur waarborg hy dat hy sy woord gestand sal doen. En dit is vir ons wat ons toevlug tot hom geneem het, 'n kragtige aansporing om vas te hou aan die hoop wat vir ons weggelê is. Hierdie hoop besit ons as 'n veilige en 'n onbeweeglike lewensanker wat agter die voorhangsel vas is. Met ander woorde, tot in die heiligste heiligdom van God is hierdie hoop vir ons geanker. So die hoop is belangrik vir 'n kind van God. Nou maar, om te ken, meer as 220 keer. Nou om te ken, gaan ek net een kort vers wat julle baie goed ken aanhaal, en dit is byvoorbeeld in Filippense 3 vers 10, waar Paulus sê, al wat hy wens, en ons bid dit ook baie keer, al wat ek wens, is om Christus te ken. En dis 'n baie intieme ken, dis 'n persoonlike, 'n naakte kennis, wil ek sê, daar's niks wat tussen jou en hom kom op daardie stadium nie, om te ken. En dan die volgende een, die voorlaaste voorbeeld is wat meer as 240 keer voorkom, en mense sou dit verwag van die Nuwe Testament, is om te glo, of geloof. En daar gaan ek ook net een vers aanhaal, en dis Romeine 10 vers 10, waar Paulus skryf, met die hart glo ons, en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons, en ons word gered. So elke keer as jy lees van glo of geloof, kan jy maar weet, dis 'n deurlopende tema wat meer as 240 keer genoem word. En dan net nog meer as dit, dit is die woord wat die heel meeste gebruik word in sy werkwoord en in sy selfstandige naamwoordvorm, is die woord agape, vir liefde, agape. 116 keer as 'n selfstandige naamwoord liefde, en meer as 140 keer as 'n opdrag, julle moet lief hê. En daarom ook die voorbeeld van Johannes 13 vers 34, waar Jesus sê, ek gee vir julle 'n nuwe opdrag, julle moet mekaar agape, julle moet mekaar lief hê, soos ek julle agape, moet julle mekaar ook agape, onvoorwaardelike liefde. Nou, ek het gesê, ons gaan bietjie 1 Korintiërs 13 so tree vir tree bietjie deurwerk, en die eerste punt wat Paulus sommer hier maak, ek dink nie dis noodwendig 'n volgorde nie, maar hy begin deur te sê, hierdie liefde wat God vir ons geleer het, vir ons het en ons harte uitgestort het, is belangriker as al die geestesgawes. Onthou nou in die Korinthe gemeente was daar 'n groot probleem met geestelike hoogmoed. Een of ander rede het die gelowiges begin dink dat hulle gawes, my gawes, is baie belangriker as joune, en hulle het dit so begin in kategorieë of in 'n volgorde indeel. Dit nooit geskryf of openlik verkondig nie, maar daar het 'n baie sterk gees van geestelike hoogmoed ontstaan onder die gelowiges. Ons lees nie baie oor die detail nie, maar ons weet uit die ander briewe en uit Handelinge en die apostelse werk, daar was so 'n bietjie genesings, ons weet nie veel of daar wonderwerke was nie, dis nou al van die verskillende gawes. Ons weet baie van geloof en van om te dien en om te gee en om te profeteer. Paulus sê, ek wens julle wil almal profeteer, want profeteer beteken om die woord van God met mense te deel, en dan deur die Heilige Gees se leiding net so 'n bietjie van jou insig en jou verstaan van die woord te gee. Maar en dan in Korinthe was dit vir al die mense wat 'n gawe ontvang het om met ongewone tale te kon praat of bid.
Daaroor gaan ek niks verder uitbrei nie. Julle kan asseblief gerus self gaan lees, maar maak nou asof jy nou daai een bladsy gekry het met 1 Korintiërs en lees ten minste hoofstuk 12, 13 en 14, asof dit een hoofstuk is. Want Paulus begin by die verskeidenheid gawes, en dan lees ons in vers 11 tot 13, hy sê vir die gemeente, maar al hierdie dinge, al hierdie verskillende gawes, is een en dieselfde Gees se werk. Dit is baie belangrik dat ons dit moet onthou. Hy sê die Gees gee aan elkeen in die liggaam van Christus 'n gawe, hy deel dit uit, dis 'n geskenk, soos hy wil. Soos hy wil. Dit is belangrik om dit ook te onthou. En dan sê hy in vers 12, net soos die liggaam, 'n gewone liggaam, 'n eenheid is en baie lede het, en soos al hierdie lede saam, al is hulle baie, een liggaam vorm, so is dit ook met die liggaam van Christus. Omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met die een Gees gedoop, of ons nou Jood of Griek is, slaaf of vry, ons is almal van die een Gees, die Heilige Gees, deurdrenk, sê hy. So, ons het almal die volledige persoon van die Heilige Gees ontvang. Niemand het meer van die Heilige Gees as iemand anders nie. Want dit was die veronderstelling met hierdie geestelike hoogmoediges, nie? Die Heilige Gees het my so 'n bietjie meer aangeraak as vir jou, of hy woon voller in my as in jou, daar's nie so iets nie. Nou indirek, behalwe dat Paulus sommer direk sê, daar's nie 'n onderskeid nie, maak hy dit indirek ook baie duidelik. Julle kan gaan lees in 1 Korintiërs 12 vers 10 en vers 28, noem hy lyste van gawes, en dan is hy Asprus. Hy noem die tale, die ongewone tale, en om dit te kan uitlê, want in hoofstuk 14 hoor ons dat hy sê, dit help niks vir iemand se geloof as daar nie 'n ander persoon is wat die gawe ontvang het om dit uit te lê. Maar as hy nou Asprus wil wees, dan noem hy hulle heel laaste, terwyl die mense in Korinthe dit heel bo aan hulle lysie gehad het. Nou sy boodskap en sy opdrag vir ons en vir die hele kerk wêreldwyd en vir die liggaam van Christus is baie eenvoudig, dat geen gawe is beter of belangriker as 'n ander een. Nou kom ek noem sommer my eie voorbeeld net vir u. Sê nou iemand van u ontvang die gawe om wonderwerke te kan doen. En iemand anders het gesê, maar ek het die gawe ontvang om te kan dien. Ek sal vir julle help met hierdie werk en ek sal agter die skerm, sal ek alles vir julle maak doen wat julle, want ek kan dien, ek hou daarvan om te dien. Dan kan ons nooit dink of sê, maar die een wat 'n wonderwerk kon afbid van God, dat hier 'n wonderwerk voor ons oë gebeur, is enigstens belangrik as die een wat hulle moue oprol en dien uit liefde, want dit is die Gees wat dit vir elkeen van ons gee. Daar's nie 'n onderskeid nie. Nou hierdie is nie Paulus wat dit uitgedink het nie, dit kom van die Here Jesus self af. In Matteus lees ons dat hy in hoofstuk 12 vers 25 sy disippels nader roep, nadat 2 van hulle, Jakobus en Johannes, die 2 broers, gedink het, dis 'n baie slim plan om vir Jesus te vra of hulle nie asseblief die belangrikste 2 kan wees nie. Hulle weet nou, Simon Petrus was aangewys as 'n leier onder hulle, 'n voorloper, 'n sameroeper, en toe besluit hulle, maar ons is ook belangrik, so kom ons vra vir Jesus of ons eendag in sy koninkryk aan sy linkerhand en regterhand kan sit, die ereposisies. Mense wat links en regs van die koning sit, is die heel belangrikste in die koninkryk naas die koning. Jesus was baie ontstel daaroor en die ander disippels ook. Daar staan, Jesus roep hulle toe nader en sê vir hulle, julle weet dat dit by die nasies, by die wêreld so is, dat regerders oor hulle baas speel en dat die sogenaamde groot manne die mag oor hulle misbruik. Maar by julle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet 'n dienaar wees. En elkeen wat onder julle die eerste wil wees, moet die ander se slaaf wees. So is dit met die Seun van God ook. Die Seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Natuurlik dien ons nou Jesus, ons God, maar hy sê, hy het nie gekom na die wêreld toe en disippels bymekaar gemaak en mense begin leer, sodat hulle hom daar kan vereer en dien en vir hom goed aandra aan sy voete vir hom was nie.
Nee, hy het hulle voete gewas. Hy sê, ek het gekom om vir julle te wys, dat daar's nie 'n belangrike hiërargie in sy liggaam, behalwe natuurlik dat hy die hoof is. In Matteus 23 vers 8 en 11 tot 11 praat hy oor dat daar ook nie titels is in sy liggaam soos vader of leier of leraar of rabbi wat mense weer op verskillende troontjies plaas nie. Hy sê dit moet net eenvoudig nie so wees nie. Hy sê dit hoort nie so nie want ons is almal mekaar se broers en susters. En dan herhaal hy in vers 11 wat hy in hoofstuk 12 gesê het, die grootste onder julle, die belangrikste sogenaamd onder julle, moet bereid wees om die ander te dien. Die Heilige Gees gee vir elkeen in die liggaam van Christus 'n gawe of gawes, sê Paulus, soos hy wil. In Korintiërs 12, en daarom het Paulus baie duidelike instruksies, baie duidelik. Hy sê vir die Korinte gemeente, ek wil nie hê julle moet onkundig wees oor hierdie saak nie. Hier is presies hoe dit veronderstel is om te werk. Gaan lees maar 1 Korintiërs 14. Hy gee stap vir stap vir hulle hoe hulle daardie gawe van die ongewone tale moet gebruik en hanteer. In Christus se liggaam, sy kerk, sy huisgesin, is daar nie belangriker mense as ander nie. Paulus sê, as julle dink dit is so, dan wys dit vir my baie duidelik een ding, en dit is dat daar 'n gebrek is aan liefde by sulke mense. En dan, die tweede punt wat ek maak, die laaste punt, het ons nou mos al baie oor gehoor. Hy sê, kyk, gemeente, ek wys nou vir julle wat die heel belangrikste is. Aan die einde van 1 Korintiërs 12 wat oorloop in hoofstuk 13, baie moeilik om te sê waar die hoofstuk ingedeel moet word, want daar was nooit 'n bedoeling dat 12 en 13 en 14 los van mekaar moet wees nie. Aan die einde van 1 Korintiërs 12 skryf hy, as ek nou net vir julle die nuwe lewende vertaling kan lees, dit klink so 'n bietjie duideliker vir my. Hy sê, julle is Christus se liggaam en elkeen van julle is 'n noodsaaklike liggaamsdeel. Hier volg nou 'n lys van sommige van die liggaamsdele wat God aan sy gemeente gegee het, en dan noem hy sommige. Hy sê daar is apostels, tweedens kan daar ook profete wees, derdens die wat onderrig gee, dan die wat wonders doen, die met gawes van genesing, die wat ander ondersteun, party gee leiding, en dan is daar ook die wat in tale kan praat. Ons is mos nie almal apostels nie, sê hy. Ons is nie almal profete nie. Ons het nie almal die gawe om onderrig te gee nie. Ons kan nie almal in tale praat nie. Ons kan nie almal tale uitlê nie. In alle geval, sê hy dan, konsentreer op die nuttigste gawes. Maar laat ek julle nou eers vertel waar die eintlike geheim lê. En dan ken julle die 83 vertaling. Hy sê, lê julle toe op die beste genadegawes. En nou wys ek julle wat nog die allerbeste is. En dan ons teks, al praat ek hierdie tale, al ken ek al die geheime van God, en al kan ek profeteer en die woord uitlê, en al het ek sulke sterk geloof, die gawe van ekstra geloof, dat ek selfs berge kan versit, soos Jesus gesê het, en ek dink is nog steeds 'n metafoor, dat 'n mens sulke groot geloof het, dat jy berge kan versit, al het jy mosterdsaadjie geloof. Paulus sê, al kan ek al die goed doen, en al is daar dalk mense wat dink, wauw, maar ek het nie liefde nie. Hy sê, ag jong, dan is dit maar soos wanneer jy met 'n stok op 'n leë blik slaan, sê hy. Ons het nou gehoor, hy skryf, hierso is dit vertaal met 'n klinkende metaal en 'n galmende simbaal. Die nuwe direkte vertaling noem dit 'n gong. Nou, ons het nie baie gonge in Suid-Afrika nie, maar ons ken 'n gong, nee. Kletterende simbaal noem hy dit daarso. 'n geraasmakende klok, 'n weergalmende simbaal. In die boodskap staan dit so, sê nou ek is so geestelik dat ek al hierdie tale kan praat. Maar ek het nie ander mense lief nie. Wat dan, sê hy? Vir die Here klink daardie geestelike gepraat na niks anders nie as 'n geraas, soos iemand wat teen 'n yster kap. Dit is net 'n geraas, sê hy.
Maar die liefde, die agape liefde, is nie simpatie nie. Daar's 'n ander Griekse woord vir simpatieke liefde, dis storgie. Dis nie verliefdheid nie, dis nie erotiese liefde nie, daar's 'n ander Griekse woord daarvoor en dis eros. Dis ook nie broederliefde, platoniese liefde tussen vriende en familie nie, daarvoor is ook 'n ander Griekse woord, phileo, alhoewel dit ook gebruik word vir naaste liefde. As Jesus vir Petrus 3 keer vra, het jy my waarlik lief? Dan wissel hy die woorde af, hy sê, agape jy my, phileo jy my, het jy my baie lief. Hierdie liefde is altyd onvoorwaardelik. Dis nie 'n liefde wat met 'n bril kyk en wat sê, nee, wag 'n bietjie. Ons sal dit natuurlik nooit hardop sê nie. Dis 'n onvoorwaardelike liefde. En as jy wonder daaroor, vra jouself net af, hoe op aarde het God jou lief, my lief, ander kinders van hom lief, maar ons dink ons is beter as ander mense om 'n voorwaarde te koppel aan ons liefde. Dan verstaan ons nie God se liefde nie. Dank God, dank hom dat hy nie voorwaardes gehad het toe hy na ons toe gekom het nie. As God 'n voorwaarde gehad het, het ek dit nie gemaak nie. Toe ons nog sondaars was, sê Paulus in Romeine 8, toe het Jesus ons intens lief gehad en sy lewe vir ons afgelê. Toe ons nog vieslike, vuil, ongehoorsame sondaars was. Soos Paulus wat sê, ek het Christus vervolg, ek wil elke Christen doodmaak wat ek in die hande kon kry. Toe het God hom ook onvoorwaardelik lief. Dit is die soort liefde wat Johannes vir ons skryf in 1 Johannes 4 2 keer sê, dit is wie God is. God is liefde. God is agape, staan daar. 2 maal. Dit is dieselfde woord wat Jesus gebruik as hy sê, ek gee vir julle 'n nuwe opdrag. Julle moet onvoorwaardelik, onselfsugtig lief hê. Soos ek julle onvoorwaardelik en onselfsugtig lief het, so moet julle mekaar ook onvoorwaardelik, onselfsugtig lief hê. Broers en susters, ons weet hierdie goed. Julle weet dit beter as ek. Dis 'n tema wat in die kerk ook baie gewild is. Elke derde geestelike boodskap op YouTube gaan oor liefde. Maar ons kan alles daarvan af weet, en as ons dit nie uitleef nie, dan is ons niks meer as galmende simbale en klinkende metaal. Selfondersoektyd vir my en jou, vandag om te vra, het ek so lief? Nadat God deur sy Heilige Gees sy liefde in my hart uitgestort het. Hoe vloei dit deur my? Hoe vloei dit deur jou? Kom ons bid saam. Here, dalk moet ek ophou sing, laat Heer U vrede en U liefde deur my vloei. Want as ek dit sing, dan klink dit of ek dit doen. Maar laat ek dit doen. Laat ek dit leef, laat ek dit wees, aangesien elkeen van ons, Here Jesus, elkeen van ons wat tot bekering gekom het, wat deur U Gees gedoop is, deurdrenk is van U Gees, wedergebore is. Ken ons aan ons vrugte asseblief, Here, en laat U vrug in ons groei. Laat U vrug so in ons groei dat ons baie vrugte dra. En help my met agape liefde. Asseblief, Here. Amen.